Baie welkom by Tabernadeise aanlyn diens. Ons is besig met 'n reeks Ek is uit die Evangelie van Johannes. Vandag gaan ek met jou praat oor die uitdrukking wat Jesus gebruik wanneer hy na homself verwys as die ware wingerdstok. Ek lees in die Evangelie van Johannes, die 15de hoofstuk, hierdie woorde. Jesus sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Kom ons gee net 'n tree terug na die Ou Testament. Jesus kies sy volk Israel om hierdie eretitel te dra as die ware wingerdstok. Dan lees ons dat sy doel daarmee was dat sy volk hom moes dien en hom aanbid en vrug dra as God se mense. Dis presies dieselfde verwagting wat hy vandag van my en van jou het. Maar ongelukkig het Israel nie die vrug gedra wat God wou gehad het hulle moet dra nie. Kom ek lees dit vir jou in die boek van Jeremia, die 2de hoofstuk, wat sê die woord? Nogtans het ek, dit is die Here wat God wat sê, nogtans het ek jou geplant as 'n edele wingerdstok, as heeltemal egte saad. As jy daai woord egte saad vat, dit beteken, hulle dra die volmaakte beeld wat God vir hulle gegee het. Dan gaan hy aan, maar hoe het jy vir my verander in wilde lote van 'n vreemde wingerdstok? Die Nuwe Lewende Vertaling het hom so vertaal, hy sê, ek het jou geplant as 'n uitgesoekte wingerdstok, opreg gekweek. Hoe het julle dan verander in 'n wilde druiwestok? Die vraag wat God vir Israel vra, hoe het julle die, en ek gebruik die Engelse woord weer, die mold, waarin ek julle gemaak het, hoe het julle dit verloor? Dis dieselfde vraag wat hy vandag van my en vir jou vra, wanneer ek en jy in ons optrede nie lyk soos die egte, ware wingerdstok wat God bedoel het ons moet wees nie. As ons nie vrug dra nie, as die vrugte wat ons dra nie by ons bekering pas nie, dan vra hy vir ons, hoe het julle verander? Wat het verander dat ons God se beeld opgegee het om 'n vreemde beeld aan te neem? En dan gaan hy verder en dan sê hy vir Israel hierdie woorde in Hosea 10. Ek lees vir jou in vers 1 en 2 in die ou Afrikaanse vertaling. Israel was 'n weelderige uitbottende wynstok wat sy vrug voortgebring het. Hoe meer vrug hy gedra het, des te meer altare het hy gebou. Hy verwys na ander gode wat hulle gedien het. Nou sê God, maar ek het jou geplant. Sê ek wil jou geplant het. Jy is uit egte saad geplant. Hoe aanbid jy nou 'n ander God? Dan gaan hy aan en sê, hoe beter dit met sy land gesteld was, dis nou Israel, des te beter het hy die klippilare gemaak, dit is om afgode te aanbid. Vals is hulle hart. Nou sal hulle daarvoor boet. Hy sal hulle altare stukkend breek en hulle klippilare verwoes. As 'n loot vergeet van watter wingerdstok hy kom, het dit altyd rampspoedige gevolge. Trouwens, dis gevaarlik. God sê, hy gaan dit wat ons as belangrik beskou in ons lewe, hy sê dit vir Israel, maar ook vir my en vir jou vandag, gaan hy wegneem. Gaan dit vat. As jy God nie eer as die een wat jou geskep het nie, gaan jy baie kosbare dinge in jou lewe verloor. Dis 'n waarskuwing wat hy vir hulle bring. Hy sê, as God jou seën, dis eintlik wat hy vir Israel sê, moenie God vergeet nie. Moenie gaan altare bou vir 'n ander God nie. Moenie gaan klippilare opsit daar waar jy aanbid vir hierdie vreemde gode nie. Jy moenie God vergeet nie. Dan gaan hy aan en dan sê hy hierdie woorde, en dit is baie gevaarlik, dit was rampspoedig vir Israel. Hy sê hierdie woorde, ek gaan hierdie wingerd, dit is in Jesaja 5, vers 6 en 7, ek gaan hierdie wingerd aan homself oorlaat om te groei.
Hy gaan sy vorm verloor. Dis wat God sê, as jy self besluit hoe jy gaan groei, gaan jy jou vorm, die mold waarin God jou geskep het, verloor. Dan gaan hy aan en dan sê, en ek gaan dit nie meer snoei of skoffel nie. Doringbosse en onkruid sal dit inneem, en ek sal sorg dat dit nie meer daar reën nie. Israel is die Here die Almagtige se wingerd. Die mense van Juda is die wingerdstokke, van wie hy so baie verwag het. Hy het reg en geregtigheid verwag, maar onreg gekry. In plaas van eerlikheid moes hy hoor hoe die verontregtes hulle lot by hom bekla. Dit was rampspoedig vir Israel, toe hulle die vrug wat hulle oplewer, vir hulle eie gebruik vat, en nie God daarmee vereer en hom aanbid nie. Hulle het op hulle eie vermoë in staat gemaak. En nou kom die Here sê, as dit is wat julle wil doen, dan gaan ek julle nie meer snoei nie. Ek gaan nie meer skoffel om hierdie boom skoon maak nie. Ek gaan nie meer laat reën nie. Dan kyk jy of jy op jou eie kan staat maak. Dit was wat gebeur het met God se volk in die Ou Testament. Maar nou lees ons in die Nuwe Testament, dat Jesus sê, ek gaan die rol wat Israel moes vervul en nie kon vervul nie, gaan ek oorneem. En dan lees ek wat hy van homself sê. Hy noem homself die wingerdstok. Hy sê in Johannes 15 vers 1, en ek lees net in Engels, I am the true vine. Die Afrikaans sê, ek is die ware wingerdstok. As Jesus sê, hy is die ware wingerdstok, dan sê hy eintlik, hy is die teenoorgestelde van wat Israel was. Israel het hulle beeld verloor, Jesus het nooit sy beeld verloor, wat hy van sy Vader ontvang het, wat hy kom verklaar het aan ons nie. Jesus het nooit die verwagting, wat ons van hom gehad het, soos wat Israel, God van Israel 'n verwagting gehad het, kan ons van Jesus verwag, dat hy presies sal doen wat hy gesê het. Jesus het nooit iets anders aanbid nie. Toe die duiwel hom uitnooi om hom te aanbid, toe sê die Here, en jy mag niemand anders te aanbid nie, behalwe en God alleen. Jesus was nooit ontrou aan dit wat hy kom sê het, hy is die ware wingerdstok, want die ware wingerdstok gee vir ons lewe. En dan kom hy en dan maak hy bemoeienis, sy optrede is geloofwaardig, en hy kom werk totaal anders met ons in die Nuwe Testament, ons wat sy kinders is, as wat God met Israel gewerk het, toe hulle hom verwerp het. Hy kom en hy sê, hy gaan ons snoei, hy gaan ons verander. Kom ek lees dit net vir jou in Johannes 15 vanaf vers 1 weer. Ek is die ware wynstok, en my Vader die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, dis sy Vader wat dit wegneem. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Jesus kom en dan sê hy is die ware wingerdstok. Hy gaan ons nie oorlaat aan onsself nie. Hy gaan ons snoei. Want hy wil hê, in die snoeiproses moet ons verander om al meer en meer soos Jesus Christus self te lyk. Hy gaan met ons bemoeienis maak. Trouwens, toe hy Israel geplant het as 'n wingerdstok, was dit 'n massa mense. Maar hier kom hy en hy sê, gaan elke loot, elke individu, elke mens is vir hom so belangrik. Jy is vir hom belangrik, ek is vir hom belangrik. Daarom kom snoei in ons lewe, sodat ons mooi kan wees, soos Christus kan lyk. Dis net interessant, wanneer hy sê, hy gaan die loot wegneem. Dis 'n Griekse woord, airo, wat twee betekenis het. Een is wegneem, soos in afsny, maar tweedens beteken dit eintlik om op te bind. Dit lyk so asof hierdie lote gaan lê het, en hulle dra nie vrug nie. En baie keer in my en jou lewe, kom ons by 'n plek waar ons voel die lewe het ons afgedruk. Dit voel of ons gaan lê. Dit voel of daar nie vir ons hoop is nie. Dan kom Jesus en dan sê, maar die Vader sal jou airo. Hy sal jou
bind, sodat jy weer kan leef. Of hy sal jou stomp afsny, sodat daar nuwe lote kan uitkom. So ons gaan weer 'n kans kry. Wanneer Jesus sê, hy is die ware wingerdstok, sy Vader die landbouer, en hy snoei aan ons, dan kom hy en hy sê vir ons, jy as mens is belangrik, ek wil hê, jy moet vrug dra. Jou lewe moet 'n sukses wees. Baie keer kom ek en jy by 'n plek waar ons arrogant raak en op ons eie wil leef, of ons die verkeerde ambisies, of ons gaan in 'n verkeerde verhouding in, dan kom die Here en hy snoei ons terug, sodat ons lewe weer kan belyn word met God se beeld en sy wil vir ons lewe. Hy los ons nie. Wat 'n boodskap. Die ware wingerdstok en die landbouer werk elke dag met elkeen van ons. Kom ons aanbid hom daarvoor. Kom ons vereer hom daarvoor. As jy wil, sluit net vir 'n oomblik jou oë, dan bid jy saam met my. Kosbare Here, U is 'n goeie God. U is 'n genadige God. U is die God wat is. U is die ware wingerdstok. U is presies wie U gesê het. U verskaf die lewenssap vir elke loot, sodat ons kan lewe na U wil en lyk soos wat U lyk. Help ons daarmee elke dag, is my gebed in Jesus naam. Amen.